Hi daar, ek is Desmond Berry, jy is weer ingeskakel op die program Encounters en ek is so opgewonde, vandag het ek 'n spesiale gas, of ons, die Encounters familie, die Kruiskyk familie, het 'n spesiale gas wat ek in 'n oomblik gaan voorstel. Ek is baie opgewonde. Nou ek het vir die 4 weke wat verby is, het ek gepraat oor more grace en vandag jy sal sien hoe dit alles invleg. So, ek gaan sommer net so vinnig noem, dis Jacques en my goeie vriend Jacques en ek gaan vir jou sê, wees lekker ingeskakel, kry die familie, WhatsApp hulle, laat weet hulle, hier's 'n man met 'n getuienis wat ontmoeting gehad het met die Here en ons gaan lekker saamkuier vir die volgende paar weke, maar ek gaan gou vinnig vir Jacques net laat groet en dan gaan ons verder aangaan. Jacques, as jy bly om vandag saam met my te wees? Ja, pastoor, ek is baie bly, baie opgewonde om hier deel te wees van die awesome program. Ja. Vir pastoor begroet en die kykers, met daai mooi vers van Psalm 100 wat sê, the Lord is good and his mercies endures forever. Yes. Sy trou is van geslag tot geslag. Amen. So ek is baie bevoorreg om deel te wees van hierdie pragtige program. Ja. Jacques, sê gou vir ons, voor ons nou in die storie gaan, Ja. maar sê gou vir ons, wie is jy, as jy getroud, wat doen jy, wat jy heiliglik is en wat jy heiliglik doen? Ja, Jacques is 'n man wat gered is deur genade. Ek het 'n baie mooi encounter gehad met die Here. Ek lewe 'n lewe van transformasie in Jesus Christus. En ja, ek is plat op die aarde. Ek is daar van die Oos-Kaap, daar van East London. Die Xhosa naam is Emondi. Yes, ek is huidig hier 10 jaar in die Kaap en ja, ek sê ek lewe 'n pragtige, mooi, transformerende lewe in Jesus Christus. Yes. Jesus Christus en ja. En wat doen jy, vir ons vertel ons, wat doen jy sal ons maar nou sê vir 'n lewe? Vir 'n lewe, ek is 'n entrepreneur. Ek is 'n entrepreneur, 'n besigheidsman. Ek is ook 'n gemeenskapleier. Op die oomblik is ek die chairperson van ons ondersteuningsgroep vir dwelmsverslawings. Okay. Families that are infected and affected by substance abuse and misuse. Ons het 'n pragtige oulike supportgroep daar in Kraaifontein. Ja. En dit is iets wat ek baie oorpassievol is. Yes. Ek is getroud met 'n pragtige vrou, Wilma Jean. Ja. Ek het 'n pragtige dogter, Bethany Rose. Oh, sy is vandag 10 maande. Wow. Sy is 10 maande vandag. Geluk man. En ja, ek dink dit is wie Jacques is. Dis wie Jacques is. Daar sy. Nou julle daar, Jacques in 'n neutedop, maar hulle sê gewoonlik agter elke man is 'n wat? Sterk vrou of 'n suksesvolle vrou. Agter elke suksesvolle man is 'n suksesvolle vrou, ja. Maar ek gaan dit gou vandag 'n bietjie anders, ek gaan hom 'n bietjie draai. Agter elke suksesvolle man is 'n storie. Ja. En dit is wat ons by vandag wil uitkom. Jacques het 'n storie en dis 'n storie van 'n lewe van crack. Ek praat van dwelms. Ja. Jacques, die dag toe ek jou storie vir die eerste keer hoor, toe voel dit vir my, ek het 'n encounter met die Here. Jou storie is so powerful. Sure. En die manier jy het oorgedra het, man, dis hoekom ek kon nie anders om vir jou te vra, Jacques, kom join my, kom sit op in my program. Daar's soveel mense daar buite wat dalk in hierdie selfde ding is wat jy was, families wat gebukken gaan onder 'n dwelmverslaafde. En so kan ons dit aannoem. Maar kom ons begin by die begin, Jacques. Sê gou vir ons, vertel ons van die storie, die lewe en die realiteit van die dwelmverslaafde. Pastoor, 'n dwelmverslaafde persoon. Jy weet, pastoor, daar was 'n tyd in my lewe wat ek baie siek was. Ek was 'n siek mal man. Nou, die rede hoekom ek dit sê is wanneer 'n mens dieselfde ding oor en oor en oor doen. Ja. Oor en oor doen jy siek.
Sure. Dit is wie ek was en dis waarom in die begin het ek gesê ek lewe 'n lewe van transformasie. Wat ek was is ek nie weer nie, because my verlede is in die mond van die mens, maar my toekoms is in die hand van die Here. Wow. Pastoor, vir baie keer, dit was 'n baie lang tyd in my lewe in pastoor, waar ek myself gevra het, hoekom ek? Hoekom was ek vasgevange vir 12 jaar in drug addictions en alcoholism? Hoekom ek? Maar ek vra dit, ek het vir die Here gevra, omdat ek nou die transformasie uitlewe, maar is altyd die hoekoms en die waaroms, hoekom ek? Ja. Hoekom ek? Was dit in my familie se gene? Was dit my environment? Was dit die natuur? Hoekom het ek op die ouderdom van 25 jaar, hoe het ek in drug addictions beland? Ja. En die Here vat my na Johannes 9 vers 1 tot vers 12. Ja. En hierdie storie het my mindset gechange, dat ek nie weer vir die Here vra hoekom en waarom nie. In hierdie storie wat my lewe verander het, en ek raak emosioneel as ek praat van dit, is waar die disippels na die Here toe gaan, en vir die Here vra, hoekom is hierdie man blind? Is dit iets wat hy gedoen het? Is dit iets wat sy ouers gedoen het? Hoekom is die man blind? Ja. En die Here antwoord vir hulle en sê, kyk, hierdie man is blind, omdat God se werk in hom kan gesien word. Sure. En met die belofte, jy weet, met die belofte wat die Here vir ons gee, want daar's genesing, daar is restaurasie. Met daai belofte het ek toe my genesing gekry van die Here af. En van daai dag af, pastoor, het ek nooit weer myself gevra hoekom en waarom nie. Want die goeie werk het begin. Yes. Nou, Jacques, sê gou vir ons, hoe het alles begin? Wat alles gebeur? Hoe het dit gebeur? Want jy weet, baie kere dan kan 'n mens na iemand kyk. Ja. Soos ek praat na jou, saam met jou, en ek kyk na jou en ek hoor, dis Jacques, hy's 'n entrepreneur, hy's 'n besigheidsman, dis 'n man wat 'n transformed lewe, maar ons weet nie wat het regtig gebeur. Ja. Ons hoor van dwelms en al daai goed. Ja. Vat ons 'n bietjie in daai lewe. Ja. Ek weet, as jy iets waaroor 'n mens trots is, maar ons wil hoop bring. Ja. So wat alles begin, hoe dit gebeur. Vertel ons van, ons ook 'n bietjie detail. Yes, pastoor, dit is ons wil hoop bring. Ek dink dit is die myn rede waarom ek hier is. Yes. Om vir my gemeenskap hoop te gee. Ja. Pastoor, hulle sê altyd dat marijuana, dagga, of ganja, hulle sê altyd, maar dagga is the gateway of the bigger drugs. Dit is die gateway vir die groot goede. En ek het dit nie geglo nie, maar weet pastoor, wat is die waarheid? Because my addiction het begin met marijuana, met dagga. Ja. As jy dit casual rook, as jy dit smart of fancy rook, dit maak nie saak nie. Drugs is drugs. Yes. En van daar af, omdat ek 'n gebroke kind was, van 'n agtergrond kom van abuse, het ek op daai dag, op die ouderdom van 25, ek kan baie goed onthou, ek het 'n baie smart kar gehad. Pastoor, jy kan 'n Rolex watch aan het, maar dan as jy nie jou identiteit ken nie, beteken hy Rolex watch niks nie. Sure. Absoluut niks. En op daai dag, daai aand, het ek rondgery met my pragtige Golf 3 en my Rolex watch, Sure. met my zolletjie, en ek gedink ek is all that. En die vyand het ingeklim met soos vriende, soos 'n vriend wat ingeklim het en 'n lift gevra het. En ek in my toestand van hoogheid toe besluit, okay, ek gaan vir jou vat. En hierdie vriend, ek het hom gedrop by die flat en hy het my ingenooi. En daai aand, pastoor, sit hy 'n crack cocaine pyp in my hand. Onmiddellik. Immediately I became an addict. It didn't take me 2 weeks.
It didn't take me 3 months. It didn't take me a year to become an addict. It was immediately. Sure. Because it was already in my genes. It was already in my chromosome. Die addiction nature. My pa was an addict. Sure. My pa se pa was an addict. My pa se naam was Sydney. My pa se naam is Sydney en my tweede naam is Sydney. So I didn't know much about myself at the age of 25. Sure. Maar die age of 25 was belangrik vir elke jong man, elke jong meisie, because that's the age where you... Ja. En vir my was het nose down. So, op die ouderdom van 25 het ek myself bevind met crack cocaine, wat ons in Suid-Afrika roep rocks. Rocks, ja. En alcoholism en alles daai het my lewe oorgevat. En vir 12 jaar, pastoor, was ek vasgevange. Met die eerste 5 jaar was ek wat jy roep 'n addict, 'n functional addict. Met ander woorde, vir 5-6 jaar van die 12 jaar kon ek my rent betaal het, my kar betaal het. Ek kon betyds, nie altyd betyds, because 'n functional addict se glas is altyd half empty. Ja. Jy kom nooit by die goede uit wat jy wil doen nie. Yes. Because jy lewe die secret of life. Jy weet, jy lewe 'n lewe van toemaak, soos ons sê, in die rehabilitasiesentrums, jy's 'n toemaker. Sure. So jy lewe daai lewe en jy lewe dit uit. En in 2014 het ek 'n suicide overdose. En weer die volgende jare nog 'n overdose en ek het gekom by 'n plek in 2015 waar ek besef ek is 'n addict. I am a crack addict. I'm an addict and I need help. Ja. En dit is moeilik, pastoor. Die stigma wat teen 'n drug addiction, alcoholism is baie daar buitekant. Yes. En veral as jy in 'n huis in groei, in 'n huis is waar jou familie nie weet hoe om dit te hanteer nie. Yes. So shame and guilt kept me there. Wow. For 12 years. So Jacques, ek hoor, dis 'n baie interessante punt. Shame and guilt. Oh, keeps you. Weet jy, dat my dink aan Adam en Eva van die tuin. Yes. Die woord sê hulle was naak gewees. Ja. En toe eet hulle nou van die vrug wat God hulle van gewaarsku het om nie van te eet nie. Yes. En toe ontdek hulle, die woord sê hulle oop gegaan en hulle het geontdek hulle is naak en hulle was skaam. Sure. They were ashamed. They felt guilty. En hulle het hulle toegemaak met blare. Hulle het hulle rokke of skorte gemaak, soos die skrif sê, met blare. En dat het my so dink aan dit. Dit is vir my iets baie diep. Ons gaan nou dalkie vandag daaroor kan praat nie, maar kom ons kyk, dalk die volgende week of weke, maar het gepraat van 2 keer het jy probeer selfmoord pleeg. Ja. Wat was die rede? Pastoor, wanneer jy was toen al klaar addict. Ek was klaar addict. Ja. Ek was klaar addict. Wanneer jy by daai plek kom waar die vyand jou onder 'n vloek gesit het of waar jy jouself onder hy vloek gesit het en jy's 'n hopelose addict en ons praat van 'n hopeless addict is iemand wat een ding oor doen. Jy kan nie jouself. Remember, you can't save yourself. Yes. Everybody needs a savior. Exactly. Yes. So I couldn't save myself, so the only way is to end it. I couldn't stop. Wow. But en wat ek nou weet en wat ek daai tyd nie geweet het nie, verstaan ek. Aha. Sodat die goeie werk van God in jou kan gesien word. Tjie. Kyk, pastoor, as daai tyd het ek nie verstaan hierdie cycle van addiction nie. Maar ek het by daai plek gekom waar ek gesê het genoeg is genoeg. En lang genoeg is lang genoeg. Tot so ver en nie verder nie. Yes. Ek gaan nie vir die 3de maal my lewe vat nie. Ek gaan nou vir hulp soek. Ja. Wow. En ons is God dankbaar vir daai dag wat aangebreek het, dat jy besef het dat Jacques, jy's verlore, jy's te swak om jouself te help, jy het hulp nodig. Ek dink maar nou, liewe kyker, hoe baie van ons in ons families en ek weet jy wat dalk vanaand kyk, ek weet jy dalk met so 'n probleem sit nie,
Maar dat 'n mens by 'n plek kan kom en besef, ek het 'n redder nodig. Yes. Ek kan myself help en ek like van wat jy sê, Jacques, Ja. dat van onthou dat as 'n mens mos nou jouself kon gered het, Ja. ek sê gewoonlik die ding. Ons probeer vandag, nê, en nou gaan ek reguit, I'm gonna hit the corner with Ja. this. Ons sal vandag die sonde los. Ja. Maar as ons die sonde kon gelos het daai tyd, dan het ons mos gedoen, maar ons kon nie. Sure. Maar nou ons wil dit vandag doen. Ja. Ons is nou mos nou veral die wat gered is. Ja. Maar jy kan dit nog altyd nie doen nie. Ons moet eer en soos ons sal sê, ons moet krediet gee aan die Here. Ja. Weet pastoor, dat in onze 12 steps, as jy nou die rehabilitasieprogramme volg, is dat 12 steps. En step number one towards recovery is to admit that you're powerless. Wow. And that you need a higher power. Dat is die eerste stap. Dat is die eerste stap. En die laaste stap van die 12 steps is to give it away. Nadat jy alles deurgegaan het, dan moet jy dit weggee. En dit is wat my bring en ek is dankbaar vir die geleentheid om my recovery en my sobriety te deel met die kykers en vir hulle te wys, dat is hoop. Nou, ek kan onthou dat jy het op 'n stadium genoem toe ons gesels voor vandag nou, dat you're chasing the dragon something. Chasing the dragon, yes. As dit, want dit het vir my uitgestaan. As dit gelink met die suicide? Yes, kyk, chasing the dragon is 'n woord wat ons gebruik in addiction, waar ons, chasing the dragon beteken, jy jaag daai selfde heat wat jy nooit weer gaan kry nie. En meeste van die tyd is dit daai eerste hit. That very first hit that you took from the crack pipe, button pipe, the feeling that you got, the satisfaction that you got, that hits you at that specific spot. Ja. En die res van jou lewe jaag jy daai eerste hit. Wow. Weet pastoor, knowledge is power en ek is so bevoorreg vir die journey. Yes. Van ek is 9 jaar skoon deur die genade van die Here. En in daai 9 jaar het die Here my bemagtig. Ek het in 2020 in die jaar 2020 het ek 'n 25 bursary gekry om substance abuse te gaan studeer by die Universiteit van die Wes-Kaap. Ja. Onder professor Daniels en professor Charles hulle en allerlei wonderlike mense by die Community Engagement Unit van UWC. En ek het soveel kennis opgetel in terme van substance en vir my is altyd so hartseer wanneer jy 'n ou man sien, 'n man in sy 40 of sy 50s met 'n pyp in sy hand. En dan weet ek daai man jaag daai heat van 25 jaar en dan sien jy sy behavior is nog soos 'n 16-jarige because the brain didn't developed. Ja, yes. En dis waarom kan Laities daai groot man rondstuur. Hy groot man wat nou met 'n pyp sit in sy hand of met 'n bierbottel sit. Ja. Kinders kan vir hom stuur because his brain is still that's vulnerable 14 or 17-year-old boy. Ja. So eintlik wat jy vir ons sê is dat wat is die ander woorde wat jy nog gebruik behalwe chasing that dragon? Of jy noem dit net chasing the dragon. Ja, jy jaag daai hit. So eintlik wat jy sê is dat baie vandag wat nie loskom nie, is omdat hy jaag daai ding. Hy jaag daai ding. Daai oomblik, of dit nou 15 jaar gelede, 15 jaar gelede se oomblik, 16 jaar, 10 jaar se oomblik, 30 jaar gelede. 30, hy is chasing the dragon. Hy jaag daai selfde en dis waarom sal ons altyd sê a hopeless addict. Sure. Because he's doing the same thing over and over and over and expecting a different result. Yes. Hy verwag 'n verskillende uitkoms, maar die uitkoms is dieselfde. Ja. En hy hoop die persoon
wat in die dwelms vasgevang is. Ja. Hy hoop om weer die feeling te kry. Die Die satisfaction. experience. That satisfaction. En dit is 'n goeie experience. Ja. Kom ons wees eerlik. Ja. Maar dit is die grootste trap. As die grootste trap. Van die vyand vat 'n nommer 12 en hy draai hom na 21. Ek hou van die shit weer. Hy vat 'n nommer 12 en hy draai hom om. En dan lyk hy soos 'n 21. Wow. Jacques, ons tyd is vinnig besig om uit te loop. Yes. Ons gaan definitief volgende weer praat. Liewe kykers, ek weet Jacques, as jy na die diepte hoor van wat hy sê, nie net die woorde nie, maar die diepte van wat Jacques sê, dan het 'n mens, dan begin jy verstaan wat in die wêreld aangaan van iemand wat in dwelms verslaaf is. En iets wat ek geleer het nou is dat chasing the dragon, en jy het nou dit genoem van knowledge is power. Ja. So eintlik begin ons verstaan dat die persoon wat in die ding vasgevang is, hy jaag eintlik daai satisfaction wat hy gehad het 20 jaar gelede, 30 jaar gelede. En hy gaan dit nooit terugkry. Hy gaan dit nooit terugkry. Nooit ooit nie. En dit is die trap van die enemy. Nou, Jacques se lewe, Jacques jou lewe getuig van genade. Ja. It speaks of saving grace, it speaks of more grace. Ja. En ek het op my uitsendings gepraat oor more grace. Ja. Ek wil dit net weer aanhaal, dat, en dis hoe ek het sien, dat ons kry die saving grace, die genade wat God jou mee red, wat deur Jesus Christus kom, vir elke sondaar. So jy word gered deur genade, ons weet daai, of uit genade, deur geloof. Maar, dan is daar 'n genade wat ek noem more grace. Want nou sê die Here in Jakobus, ergens in Jakobus, hy sê dat God gives grace to the humble and he resists the proud. En hy maak melding ook van meer genade, more grace, en dis hoekom ek daai uitsendings getitel het, more grace. Vir jou en my hier is dit, Jacques, ek kom weet 'n ander agtergrond, ook van, jy weet, dis weer 'n drank en daai tipe goed, maar vir ons die om vandag hier te sit, is nie net die genade van die Here wat ons gered het nie, maar dit gaan oor the more grace that keeps us standing, wat ons staande hou. En liewe kyker, ek wil regtig uitnooi dat ek is so opgewonde, hierdie storie van Jacques, hy gaan ook na ons kerk toe kom, binnekort, en ons gaan 'n awesome tyd hê. Ek weet nie, as jy geseën of as jy geseën vandag, want ek sê jou, hierdie getuienis moet lewensbereik 12 jaar. Dit laat my dink aan die vrou wat in bloedvlek gelei. 12 jaar in crack, cocaine, wat ons vandag ken in Suid-Afrika's rock. Familie, ons gaan weer so maak, volgende week, donderdag, elke donderdag om 9 uur. Jacques, het jy net iets om te sê vandag, voor ons afsluit? Ek weet, jy kom volgende weer terug. Wat jy net iets wil sê op grond van vandag se uitsending? Ja. Ek dink is baie belangrik vir my om vir die gemeenskap te sê dat recovery is vir almal. Sobriety is vir almal. Amen. En by die einde van die dag is die besluite wat jy maak. Yes. Wanneer jy by die plek gekom het waar jy sê genoeg is genoeg. Lang genoeg is lang genoeg. Tot so ver en nie verder. Hier is waar ek die lyn trek. Ja. Is 'n goeie begin. Dis 'n goeie begin. Amen. Amen. En so volgende, dankie Jacques vir daai volgende week, moet jy asseblief ingeskakel wees, want dan praat ons oor Jacques se ontmoeting met die Here, en u wil nie daai mis nie. Maar tot volgende week, bly geseën in Jesus naam. Amen.